Môre, dis maandag die 5de Januarie en ek hoop die Here ontmoet jou vandag rustig daar waar jy sit. Dalk met 'n koppie koffie in jou hand of dalk met 'n hart wat nog iets dra van gister. Iets wat jy nie maklik in woorde kan sit nie. Vandag se teks is stil, maar dit is diep. Genesis 23 begin nie met 'n wonderwerk of 'n groot oorwinning nie. Dit begin met 'n naam en met 'n einde. Sara sterf. Die Bybel sê vir ons, en die lewensdae van Sara was 127 jaar. Dis baie interessant, want Sara is die enigste vrou in die Bybel wie se ouderdom by haar dood so duidelik genoem word. Dis asof die Here vir ons wil sê, kyk mooi na hierdie vrou. Sy was nie volmaak nie. Sy het gesukkel. Sy het gelag toe sy nie kon glo nie. Maar sy het ook geleer om God te vertrou. En nou, aan die einde van haar lewe, laat die skrif haar nie net wegraak in die agtergrond nie. Dit sit 'n lig op haar. En dan kom daardie sin wat my elke keer tref. En Abraham het gekom om oor Sara te rouklaag en haar te beween. Dis so menslik. Abraham is nie bang om te treur nie. Hy probeer nie die trane wegbreek nie. Hy kom en hy huil. En ek wil jou vandag herinner, trane is nie 'n teken dat jou geloof weg is nie. Trane is baie keer net die bewys dat jy regtig lief gehad het. Maar let ook op waar sy sterf. In Kiryat Arba, dit is in Hebron, in die land Kanaan. Met ander woorde, sy sterf in die beloofde land. Trane op die beloofde grond. Dit beteken iets. God se belofte beteken nie jy gaan nooit seer kry nie. Dit beteken God is getrou, selfs wanneer jy seer kry. En dis hoekom Paulus later kan sê, ons treur, ja, maar nie soos die wat geen hoop het nie. Nie omdat die dood nie seer is nie, maar omdat die dood nie die laaste woord kry nie. En hier kom die Christuslyn. Jesus het ook by 'n graf gestaan. Hy het ook gehuil. Hy weet hoe verlies voel. Maar hy het nie gekom om saam met jou te huil nie. Hy het gekom om die dood te oorwin. Hy het gekom tot by die kruis en hy het deur die graf gegaan sodat jy kan weet, as jy aan hom behoort, is die graf nie 'n eindpunt nie, dis 'n deur. So as jy vandag rou of iemand mis of 'n verlies dra wat niemand mooi verstaan nie, kom net weer na die Here toe. Moenie jou trane wegsteek nie, bring dit. Sit dit by hom neer. Hy is naby aan die gebroke hart. Kom ons bid saam. Here onsse God, dankie dat U nie ver is wanneer ons huil nie. Dankie dat U ons trane sien en dat U ons verlies ken. Ons bely dat die dood vir ons 'n groot vyand is en dat ons soms bang word vir wat ons nie kan beheer nie. Maar dankie vir Jesus wat gekom het, gesterf het en opgestaan het, sodat die dood nie die laaste woord oor ons het nie. Here, troos elke hart wat vandag rou. Maak ons vas in U belofte en leer ons om te treur met hoop en te leef met geloof. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. As jy Jesus nog nie ken nie, wil ek jou vandag nooi om na hom toe te kom. Hy vergewe, hy red en hy gee lewe. En as jy hom ken, rus in sy genade. God is by jou, ook in die trane. Ek hoop jy het 'n geseënde maandag.